Die doringbos wat brand. Ons lees vanoggend Eksodus 3 vers 1 tot 7. Moses, die Egiptiese prins, pas skape op in die woestyn. Inderdaad. En baie jare later sien ons die grootste koning in die geskiedenis van Israel, Dawid, waar hy ook skape oppas in die amper woestyn van Bethlehem. Selfs Moses se grootoupa Jakob, die vader van die volk Israel, moes skape oppas vir sy skoonpa. 'n Nederige werk. Maar dis nie al nie. Wanneer Jesus, die Seun van God, na die aarde neerdaal, beskryf hy homself as 'n herder, skaapwagter. En later gee hy dan ook vir Petrus die opdrag om te gaan skape oppas. Nou, wat is dit aan hierdie nederige beroep dat dit verbind word aan die heel grootste name in die geskiedenis? Is dit dalk juis omdat jy daar in die eensaamheid van die veld baie naby aan God kom? Dink maar aan die mooiste van die psalms wat deur Dawid geskryf is. Die Here is my herder. Inderdaad het Moses se skaapoppas hom baie naby aan God gebring, baie nader as wat hy ooit sou kon droom. Alles het begin toe Moses met sy skoonpa se kleinvee moes trek tot baie diep in die woestyn om vir hulle genoeg veiding te kry. Al die pad tot by die berg Horeb. Dis terloops dieselfde berg wat later Sinaï genoem word. En as jy dalk gewonder het waarom Moses se skoonpa in Eksodus 2 Reuel genoem word en in Eksodus 3 Jethro, wel, hy het waarskynlik meer as een naam gehad, nes Petrus en Simon dieselfde persoon was. Jy sal onthou dat ons in die vorige dagstukkie genoem het dat die Israeliete gekreun en gesug het in Egipte. Hulle het bitter swaar gekry en God het gehoor gegee aan hulle sugte en hulle het besluit om hulle te red. God se tyd en sy metodes werk egter anders as ons sin. Ons sou dadelik 'n staakspan aangestel het om hulle te gaan red, en die generaal in beheer sou alles in rep en roer hê om die reddingspoging te organiseer. Hier sien ons egter dat die groot leier wat die volk Israel moet red, rustig in die woestyn rondswerf, sonder 'n sorg in die lewe, besig om skape op te pas. Later sien ons dit telke male dat groot leiers eers in die eensaamheid van die woestyn afgesonder word vir lang tydperke, gewoonlik 40 dae, voordat hulle groot taak aanpak. Selfs Jesus moes hierdeur gaan. En dan gebeur dit. Terwyl Moses by sy skape sit aan die voet van die berg Horeb, merk hy 'n eigenaardige verskynsel op, 'n doringbos wat brand. Die bos wat brand was nou nie eens soseer snaaks nie, maar toe dit na 'n lang ruk nog steeds brand en nie uitgebrand raak nie, begin Moses snif in die neus kry. Nuuskierig om te sien wat hier in die gang is, bestyg hy die berg. En dan, as hy naby die bos kom, skrik Moses hom yskoud as 'n stem uit hierdie brandende bos hom aanspreek. In Genesis 3 vers 2 lees ons: Daar het die engel van die Here aan hom verskyn, in 'n vuur wat uit die doringbos opvlam. Nou, wie is hierdie engel? Natuurlik is dit God self.
Sommige teoloë reken dat dit die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, die Seun, Jesus is. Later sien ons weer in Eksodus 14 vers 19, dat die engel van die Here die Israeliete beskerm het tydens die uittog. Weereens is dit nie 'n engel nie, maar God self. Maar terug by Moses. God verskyn hoorbaar en sigbaar aan die man. Nie in 'n heilige tempel nie, maar iewers in die veld. En ook nie aan 'n gewyde priester of heilige persoon nie, maar aan 'n voortvlugtende moordenaar. God se optrede word baie beslis nie deur mense of omstandighede bepaal nie. God se oorweldigende teenwoordigheid verander die stof en klippe van die Midian-woestyn in 'n heiligdom, en Moses kry die bevel om sy skoene uit te trek. So oorweldigend is die teenwoordigheid van God, dat Moses sy gesig toemaak. Hy is te bang om die heiligheid van God te aanskou. Dan stel God homself aan Moses bekend. Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Dan sê God vir Moses, ek het die ellende van my volk wat in Egipte is duidelik gesien. Hy verduidelik dat hy afgekom het om hulle te red, en dat hy hom, dis nou Moses, wil gebruik om die reddingsdaad uit te voer. In die eerste 2 hoofstukke van Eksodus word die naam van God nie eers gemeld nie. En dan wonder jy, nou waar is God dan te midde van al hierdie swaar kry? En skielik, op 'n oomblik wanneer jy dit glad nie verwag nie, verskyn God oorweldigend, asemrowend. Het jy dit nie al in jou lewe ervaar nie? Ek het. Wanneer jy die dag begin dink dat God van jou en jou ellende vergeet het, dan verskyn hy op 'n verrassende en dikwels oorweldigende wyse wanneer jy dit die minste verwag. Nee, hy is nooit weg nie. Hy vergeet nie van jou nie. Maar God se tyd is anders as ons in. Dit moet ons besef. Ons kan nie aan hom voorskryf nie. Kom ons bid. Here, dankie dat ons uit die verhaal van Moses kan leer dat U nooit van ons vergeet nie, dat U altyd daar is en dat U 'n plan het vir ons lewens. Amen.